vers 22. As daar geen balsam aan Gilead nie, of as daar geen geneesheer nie, want waarom het die genesing van die dogter van my volk nie tot stand gekom nie? Kan iemand sê die balsam loop nog? As er iemand wat kan sê die balsam loop nog, prys die Here. Nou, miskien verstaan jy dit nie. Amen. Verstaan miskien nie wat balsam is nie. Kom ek verduidelik vir jy so bietjie. Hulle balsam is 'n spesiale soort olie. Hulle wat gebruik, prys die Here, en ek wil byvoeg, dit is 'n baie duur olie. Wat hulle gebruik balsam om liggame van mense wat dood is. Hulle het 'n balsam en jou liggaam behou die vorm. Hulle waar dit is vir baie jaar. Jy kan nou Egipte toe gaan. Amen. En dan kan jy gaan kyk na die piramides. Hoeveel van die mense wat dood is, hulle miljoene jare gelede, hulle was gebalsam en hulle lê nog steeds net so aan hulle grafte. Nou die profeet vra, eintlik vra die Here deur die profeet, is daar geen balsam in Gilead? Nou is 'n moeilike vraag om te antwoord. Amen. As jy nie verstaan waarvan die vraag kom nie. As jy gaan lees in vers 4, dan praat die Bybel, halleluja, en jy kan eintlik hoofstuk 7 gaan lees, en jy kan die hele hoofstuk 8 gaan lees, dan praat die Here met die profeet en deur die profeet, halleluja, oor die dogter van sy volk. Hulle wat in afvalligheid sit, hulle wat in sonde sit, amen, wat sit in 'n toestand van hopeloosheid. Hy praat van Israel, hulle wat voel dat sy genesing van hulle nie. Hy praat van Israel, wat voel dat sy 'n oplossing van die probleme nie. Hy praat van Israel, wat afkerig en afvallig kon word het, hulle van die Here. Hy praat van Israel, wat vreemde gode nagevolg het. Hy praat van Israel, halleluja, wat hulle rug op die Here gedraai het, en wat lewe in bedrog en in sonde. In hoofstuk 7 skryf die profeet en hy sê, die penne van die skrywers skryf bedrog, en my volk Israel het agter die bedrog aangehardloop. Hulle het die leuen beginne aanhang, hulle het glo dit is die waarheid, hulle het die bedrog beginne aanhang. Israel het begin glo dat dit die manier is wat hulle moet lewe. Hulle het afkerig en afvallig kon word van die Here af. Van die voorbeelde wat hulle het, die rolmodelle wat hulle gehad het bedrog uitgesaai. En die Here praat deur die profeet aan vers 4. As hy gedeelte gaan lees, dan praat die Here daar van 'n paar soorte diere. Amen. Hy praat van die sprinkaanvoël of van die voëls. En hy sê die voëls kan maar vlieg waarheen hulle vlieg. Amen. Maar as dit begin donker word, dan weet hy voël waarna toe hy moet gaan, waarheen hy moet terugkeer. Hy weet waar sy skuilplek is. Hy weet waar sy toevlug is. Hy
Maar hy sê, my volk, Israel, ken nie van terugkeer nie. Amen. Hulle ken nie van bekeer nie. My volk ken nie van erken nie. My volk ken nie van bely en laat staan nie. My volk dink dis okay om aan te gaan op die pad waarop jy loop. My volk dink dis okay om op hierdie pad van bedrog te wandel. My volk dink dis okay om in afkeerigheid te bly. Here sê, dis wat hulle doen. Dis wat hulle doen. En dis wat Israel doen. En ek vraag kom, hoekom gaan die volk dan so aan? Die vraag kom, apostel, hoekom kan my volk nie van terugkeer en regmaak en afgooi nie? Want die volk dink, daar's nie meer balsem in Gilead. Halleluja. Die volk dink, daar's nie meer Heilige Gees vuur wat jou sonde kan lig, wat jou ongeregtigheid kan uitroep nie. Maar die volk dink, halleluja, dat al die profete het ontslaap. Die volk dink, halleluja, dat almal wat die reg doen, bestaan nie meer. En dis nie 'n nuwe ding nie. Elia het dieselfde gedink. Elia het weghardloop. Amen. En het onder 'n besembos aan die slaap geraak. En toe die engel hom wakker maak, toe sê hy vir die engel, maar ek het alleen oorgebly as 'n profeet van die Here. Al is nie vanaand die enigste in Jerusalem wat die geregtigheid doen. Nou alles is vanaand die enigste een wat opstaan as 'n profeet. Hulle sê die Here vanaand dat die balsem van die Here, dit loop nog in die kerk van die Here. Die balsem van die Here is in ons midde. Die balsem is hier en die balsem loop. Ek weet nie wat vir jy afkeurig gemaak het nie. Ek weet nie wat maak dat jy die verlossing kry van sonde nie. Ek weet nie wat vir jy terughou om vir jy af te gooi en reg te maak nie. Ek weet nie. Vers 24 hier, prys die Here, of vers 20, sê dit mooi ding, hy sê, die oes is verby. Amen, die somer is ten einde. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken die aangename tye, die tyd wat God uitgeroep het na jou, die tyd wat God gesê het, jy hoor my stem, nou is die tyd om reg te maak. Die goeie tyd van die Here is miskien verby. Vers 20 sê, en die volk is nog steeds nie verlos nie. Oh my God. Die balsem van die Here, dit loop nog in die kerk. Die geneesheer is nog in die kerk. Amen. As iemand weet waarvan ek praat, die Heilige Gees van die Here, halleluja, opbreek nie in die kerk van die Here nie, maar die volk
volk van die Here, hulle het gekies om afkerig te bly. Ek wil vanaand met hierdie gedagte afsluit. As jy vanaand die sit en jy voel jy kan nie verlossing kry nie. Ek weet hoe gebroken is jy, miskien kan jy nie genesing kry vir die sielsiekte nie. Die ding waar jy so vastklop, boosheid, waar jy so vastklop. Miskien sit jy en jy miskien al baie probeer. Jy het miskien al baie, halleluja, prys die Here, kere miskien voor die Here gelê. Maar die geloof het ontbreek. Wil ek jy vanaand sê, daar is balsem. Die ding met balsem is, dit word nie aan jou liggaam gesmeer nie. Dis die ding met balsem. Jy kan hom aan jou liggaam smeer, maar hy gaan nie die regte uitwerking hê nie. Of hy gaan nie langtermyn effekte hê wat jy soek nie. Maar as jy balsem in jou veins inspuit, as jy dood is, nie nou nie, dan het balsem die effek dat jou liggaam nie verwelk nie. En as jy die balsem van Gilead vir Jesus in jou veins ingespuit het, dan gaan jy geestelik nooit dood raak nie. Van die balsem van Gilead is binne nie. Vanaand sit die baie van ons wat miskien vir jare die Here dien, maar die balsem van Gilead ontbreek in die liggaam, ontbreek in die bloed. Die groot geneesheer wat dit in die veins inspuit. En al wat die vanaand moet doen, is om te sê, Here, die balsem loop nog. Want as jy dit sê, dan vat jy vanaand geloof, en jy sê ongeag my omstandighede, omgeag hoe my liggaam verwelk, ongeag hoe die duiwel probeer om my geestelik af te breek, om my af te takel, ongeag hoe hy probeer het, om my die leuen te laat glo, en afkerig te bly aan die Here, om te sê, ek gaan nooit terugkeer nie, ek sal nooit regmaak nie, ek sal my nooit afgooi nie, ek sal my nooit verneder nie. Wil ek sê, die balsem is vanaand nie. En jy kan dit in die bloed kry. En daar sal nooit 'n begeerte in die hart opkom om weer die sonde te gaan doen nie. My vriend, is daar geen balsem in Gilead nie? Of is daar geen geneesheer? En die rede vir hierdie vraag is so, want waarom het die genesing van die dogter van my volk nie tot stand gekom nie? Jy kan nie nou nog in sonde sit. Jy kan nie nou nog sit in afvalligheid en afkeerigheid. En dan sê jy dien die Here. En die Here is in die hart nie. Het is onmoontlik. Want as die Here in die hart is, as die balsem van Gilead aan die bloed is, dan moet die genesing plaasvind. En as jy nog sukkel vanaand met genesing, weet dit vanaand, die balsem van Gilead is hier, om jy ten volle te genees. Al wat jy vir jouself moet sê is, die balsem loop nog, die Here seën.